saam lees uit Jesaja 9 en uit Johannes 1, maar kom ons bid eers saam. Vader, baie dankie dat ons U liefde ken en ervaar en kan weet dat U vir ons, vir die wêreld so lief het, so lief gehad het, dat U enigste seun, U eniggebore seun, Jesus Christus, na ons toe gestuur het, vir ons gegee het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dankie dat daardie eerste koms, Here Jesus, gerealiseer het, en dat ons 'n tyd van die jaar afsonder om dit te vier. Al weet ons nie presies op watter dag U gebore is nie, dit is nie vir ons die belangrikste nie. Die wonderlike voorreg is dat ons dit mag en kan vier, U koms na hierdie gebroke wêreld. En dankie dat ons met verwagting kan uitsien na dat die dag wanneer U terugkom, Here, om ons almal te kom haal, om ons almal by U te hê. Al weet ons ook nie daardie datum nie, ons is vol afwagting. En in hierdie paar weke wat aanloop na ons Christusfees toe, wil ons dit ook feestelik kom herdenk en kom vier, dat U na hierdie wêreld toe gekom het om 'n nuwe lewe te bring, 'n splinter nuwe lewe vir elkeen van ons. Dankie o Heilige Gees dat U getrou in ons werk en ons nooit alleen laat nie. Ons prys U daarvoor. Amen. Uit Jesaja 9 is so 'n profetiese woord oor die lig, vers 1 en 2, sê die profeet, die volk wat in donkerte geleef het, het 'n groot lig gesien. Oor die wat in die donker land was, het 'n lig geskyn. U het die wat nie meer 'n nasie was nie baie gemaak, hulle blydskap groot gemaak. Hulle het hulle in U teenwoordigheid verbly, soos mense bly is in die oestyd, soos hulle juig wanneer hulle die byt verdeel. Hierdie profesie kan U hoor gaan oor die koms van die lig na hierdie wêreld toe, die duisternis wat geheers het in die wêreld, en dan ook wat die engele gesing het, die blydskap, nee, groot blydskap vir elkeen. En daarom lees ek ook saam met julle Johannes 1, eerste 5 verse oor die lig wat na ons toe gekom het, wat ons hoop is, ons enigste ware hoop. Johannes skryf, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. In Advent is daar baie ou tradisies oor die krans met die kerse. Van die ouer tradisies het pers en 'n pink kers, ligroos is die mooi Afrikaans daarvoor. Maar die temas is deurgaans dieselfde. Uit die Lutherse kerk in die Duitse tradisie het die kerse wynrooi kers of donkerrooi kers, nie wynrooi nie, donkerrooi kerse geword. En dis maar dieselfde temas. En dan in die middel van so 'n krans sit ons gewoonlik 'n groot wit kers, die Christusfees se kers. Nou vandag is dit 'n baie besonderse dag, want met die aansteek van die eerste kers wys ons ook simbolies dat die lig in die duisternis ingekom het. So ek het vir Ben gevra om vir ons die eerste rooi kers te kom aansteek asseblief, Ben. Die eerste een is spesiaal, want dit wys vir ons die lig het die duisternis ingekom en oorwin. En dan sal ons, dankie, elke Sondag nog 'n rooi kers daarby aansteek, en as die Here ons spaar en ons is almal saam hier vir die Christusfees, sal ons die wit kers vir die finale afronding ook aansteek. Nou oor vandag se tema wil ek ook vir u gewys het. Ek lees dit nou net saam met u, Lukas 1 vers 37, toe die engel aan Maria verskyn het en hierdie wonderlike, maar hierdie groot nuus van haar gebring het, wat geen mens gereed is om te verstaan nie. Hoe gaan sy dan nou 'n baba kry?
En natuurlik het God geweet wat in haar hart ook aangaan in die onsekerheid, en daarom bevestig die engel aan haar, hy sê, maar Elisabeth het ook in haar ouderdom swanger geraak, en dan herinner hy vir Maria daaraan, hy sê, niks is vir God onmoontlik nie. So wanneer ons oor hoop praat, dan gaan ons vandag daarby stil staan. Ek wil net ook vir u weer lees, Johannes 1, vers 3 tot 5. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie 'n enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis. Die duisternis kon dit nie uitdoof nie. En dan ook net weer uit Lukas 1, vers 37, wat ons gehoor het, niks is vir God onmoontlik nie. Ek wil vir jou 'n vraag vra vanoggend, as God vir jou kom vra om iets onmoontliks te doen. Dalk is dit iets wat jy vir hom moet doen. Dalk is dit iets wat hy al lank op jou hart gedruk het, maar jy bly dit agtertoe skuif en uitstel, want dit is onmoontlik, dit is net te groot. Dit kan enigiets wees, miskien in 'n verhouding, of in 'n projek wat jy moet aanpak, of om net met jou gawe betrokke te raak in die liggaam van Christus. Dan dink ons baie keer, nee, dit is onmoontlik. Dit is 'n lelike woord daai eintlik vir 'n kind van die Here, die woord onmoontlik. Maar ons besef dit ook in hierdie tyd, dat God wil vir ons, hy wil vir sy kinders goeie dinge doen. Mense wat nie God of sy krag het nie, mense daar buite in die wêreld doen elke dag groot dinge, maar wie kan die onmoontlike doen? Vir wie vra God as hy iets onmoontlik gedoen wil hê? So 'n paar mooi aanhalings by wat ek raak gelees het. George Muller het gesê, geloof funksioneer nie in die sfeer van die moontlike nie. Daar is geen eer vir God in dit wat menslik moontlik is nie. Geloof begin waar die mens se krag eindig. Want solank jy dit nog self kan doen, kom jy dan op God vertrou. Ons doen, maar die logiese sê, ek kan dit self doen, so ek dink ek gaan regkom. A.W. Tozer het geskryf, God soek na die mense deur wie hy die onmoontlike kan doen. Dan sê hy, hoe jammer is dit dat ons net dinge beplan wat vir ons moontlik is, wat vir ons self moontlik is. Maar dit gaan nie net oor menslike aanhalings nie, die skrif praat saam. Jeremia 32 vers 27 vra die Here, is daar enige iets wat vir my te moeilik is? 'n retoriese vraag nie, hy sê vir die volk, is daar enige iets vir my te moeilik? En dan in Matteus 19 vers 26 is waar Jesus praat oor die ryk jong man wat omgedraai het en hoe moeilik dit sal wees vir ryk mense, sê hy, om in die koninkryk in te gaan soos 'n kameel deur 'n naald se oog. En ons almal geskok en die disippels ook, en dan sê hulle, maar wie kan dan gered word? Dan sê die Here Jesus, by mense is dit onmoontlik, maar by God is alle dinge moontlik. En dit het my ook laat dink aan die woorde aan Maria, vir God is niks onmoontlik nie. Ek het al agtergekom hoe min praat ons oor die onmoontlike. Want miskien het jy dalk al self baie teleurstelling ervaar, baie keer vir God iets gevra wat jy gedink het is onmoontlik, so jy maak nou op hom staat, maar dan gebeur dit nie. Wat ons nooit moet vergeet nie, is dat ons Here Jesus Christus weet presies wat in ons lewe aangaan. Hy ken elke fynste detail van ons omstandighede. Ons hoef hom nooit op hoogte te bring, vir hom in ons gebede te verduidelik hoe moeilik dit nou is, hoe swaar ons kry nie. Ons moet na hom toe gaan, met vrymoedigheid na die genade troon, maar daar hoef ons nie vir hom die detail uit te spel nie. Hy ken dit reeds. En het julle al agtergekom, wanneer ons in 'n moeilike situasie is, in 'n doodloopstraat, dan bid ons, of ons vra onsself af, Here, wat gaan ek doen? Maar dis die verkeerde vraag. Die regte vraag is, Here, wat gaan U doen? Ek het nou al alles gedoen wat ek kon, ek het nou al my planne gemaak, ek het al my pogings, maar jy moet vra, Here, wat gaan U doen?
Want as ons vra, wat gaan ek doen, dan kan ons nog te veel op ons eie krag staat maak, dan het ons dalk so 'n bietjie van 'n ego-probleem. As jy dink jy kan dit self nog doen, alleen hanteer, dan vertrou jy mos nie op God nie. Jesus is bewus van ons situasie. Hy is bewus van jou situasie. En hy het 'n plan. Al kan ons dit nie sien nie, hy het 'n plan. Wat die Here van ons vra, is geloof. Daar's 2 verhale waar die Here Jesus verbaas was, verstom staan daar. Dit is dieselfde woord in Grieks, maar dit is 2 verskillende situasies. Kom ek vertel julle net vandag daarvan. Julle ken dit. Die eerste is in Markus 6, vers 5 tot 6. En Jesus was in sy eie dorp Nasaret, en dan die Fariseërs het hom verskriklik gekritiseer en die mense van die dorp, en hulle het hom afgemaak. Hulle het gesê, maar as hy nie maar net 'n skrynwerker se seun nie, en dan wie dink hy is hy eintlik, staan daar? En dan lees ons daar in Markus 6 van vers 5 af, hy kon daar geen wonderwerke doen nie, behalwe dat hy sy hande op 'n paar siek mense gelê het en hulle gesond gemaak het. En Jesus was verwonderd, verbaas oor hulle ongeloof. Dis 'n skok, nee, dit is vir Jesus 'n verbasing, 'n skok. Hy was verbaas oor hulle ongeloof. En dan die tweede verhaal is in Lukas 7, daar rondom vers 9, die bekende gedeelte van die Romeinse offisier wat 'n baie siek slaaf gehad het. En dan kom hy na Jesus toe en hy sê vir hom, Here, as U net 'n woord spreek, sal my slaaf gesond word. En dan bied Jesus aan om te gaan, dan keer hy hom eers en hy sê, nee, ek is ook iemand met mense onder my bevel, ek weet as ek 'n opdrag gee, dan word dit gedoen, so U kan net 'n woord spreek. En dan staan daar, toe Jesus dit hoor, was hy verwonderd, hy was weer verbaas, maar hierdie keer was dit 'n positiewe verbaas, nee. Hy sê, selfs in Israel het ek nog nooit so 'n groot geloof gevind nie. In die eerste verhaal was Jesus verbaas oor mense se ongeloof, en in die tweede verhaal was hy verbaas oor die man se groot geloof. Die vraag vandag is, as Jesus na my en jou geloof kyk, gaan hy verbaas wees oor ons ongeloof, oor die feit dat ons hom nog nie heeltemal vertrou nie, of gaan hy dalk verbaas wees oor ons groot geloof? Dink 'n bietjie aan die afgelope jaar is nou amper verby. As jy gedink het November het vinnig gegaan, hou vir Desember dop. Hy gaan gewoonlik 2 keer so vinnig soos November. Maar dink 'n bietjie aan die afgelope jaar wat verby is. Wat so groot geloofstappe het jy geneem? Het jy God vertrou vir iets groot, iets onmoontlik? As God al jou gebede sou beantwoord het, wat sou gebeur het? Vir baie kinders van die Here, vir baie Christene sou niks verander het nie, want hulle het nie gevra nie. Hulle gaan in hulle gebedskamer in met die gesindheid van, dit gaan tog in elk geval nie gebeur nie. Maar kom ek vra maar. Nee, broers en susters, as ons met so houding in ons verhouding met die Here ingaan, met ons gebedsversoeke, as ons so halfhartig sy genade troon nader, dan wat is ons verwagting van die Here? Onthou net, God misluk nooit nie. Jy gaan nêrens in die hele Bybel iets kry waar God iets wou doen en dan werk dit nie, dan het hy 'n mislukking daarvan gemaak. Elke keer as dit nie uitwerk nie, is dit mense wat hom teleurstel, dis nie God wat misluk het nie. Ons moenie God meet aan ons eie beperkings nie. Hierdie eerste week van Advent gaan oor hoop, maar het jy nog hoop? Of gaan jy nou maar net, soos die Engelse mense sê, deur emotions? Gaan jy nou maar net van dag tot dag, vandag is nog 'n dag, hierdie maand is nog 'n maand, volgende jaar is nog 'n jaar? Of het jy hoop? Het jy 'n verwagting? Glo jy nog in die God vir wie niks onmoontlik is nie? Toe Andreas by Jesus kom daar in Johannes 6 vers 8, sit daar 5000 mans plus vrouens en kinders. Die skatting dat daar was omtrent 10 na 12.000 mense, en dat is almal honger, en daar's 'n seentjie met 5 broodjies en 2 visies, en Andreas, wat Jesus al baie wonderwerke sien doen het, groot wonders,
wat Jesus sien, wyn maak het 900 liter wyn uit water. Hy het nie hoop nie. Hy sê vir die Here Jesus, maar wat is hierdie ou 5 broodjies en 2 visies vir so baie mense? Andreas kom na Jesus toe sonder enige verwagting dat hy iets kan doen. Jesus wys vir ons geloof, vereis nie begrip nie, dit vereis nie dat ons verstaan nie. Geloof vra vertroue, omdat ek nie verstaan, juis omdat ek nie verstaan. Maar ek en jy moet vra. Kom ek vat julle na Matteus 14 toe, die verhaal van Petrus wat op die water geloop het. Jesus stuur die disippels met 'n boot, hy sê gaan, hy weet hier gaan hy nou iets doen. Hy doen 2 groot wonderwerke, hy kom aangestap op die water, en daar in hierdie geweldige storm, wat selfs gesoute vissermanne se broeke laat bewe het, nie. Hulle het gesê, hier gaan ons dood vandag. 'n geweldige storm. Kom die Here Jesus in 'n situasie in, waar hy om een of ander rede hulle ingestuur het. En dit was al baie vroeg, na middernag, die 4de wagbeurt van die nag, kom hy op die see na hulle toe aangeloop, en julle ken daardie gedeelte, hy roep uit na hulle, hy sê vir hulle, moenie bang wees nie, dit is ek, hou goeie moed, moenie bang wees nie. Maar dan vra Petrus iets, hy sê, Here, as U my beveel om na U toe te kom, dan sal ek op die water loop. Hy vra vir die Here. Dis die eerste belangrike sleutel wat ons moet onthou. As ons dink aan iets, selfs iets wat onmoontlik klink of ver bo ons verstand is, dan moet ons vra. Daar was 12 disippels in daai boot, maar net een het gevra. Maar omdat een gevra het, doen Jesus daardie wonderwerk. Hy laat vir Petrus op die water loop. Daar's 'n woord vir vra in die Grieks, logies, maar die woord beteken om spesifiek te vra. In Jakobus 1 vers 5 sê hy spesifiek oor wysheid. Hy sê, as een van julle wysheid kort, kom vra vir die Here en hy sal dit vir julle gee. Dis dieselfde woord wat ons kry in Matteus 7 vers 7, waar die Here Jesus sê, vra en vir julle sal gegee word. Wanneer laas het jy God gevra om die onmoontlike te doen? Want dis omdat ons dalk nie verstaan, dis nie ek wat dit gaan doen nie. God gaan dit doen. Het jy hierdie jaar ergens vir die Here gevra om vir jou die onmoontlike te doen? Of het jy soos die ander 11 in die boot bly sit en sê, nee, ek gaan liewer nie waag om te vra nie. Dit kan toch nie gebeur nie. Maar een het geglo en een het gevra. Ek sê nie die Here gaan vir ons alles gee wat ons vra nie, want ons vra uit ons menslike verwysingsraamwerk. Maar ons moet vra. Selfs die Here Jesus het in die tuin van Getsemane gebid. Julle ken daardie gedeelte. En hy het nie vir God gevra, kan U dit doen nie? Hy het gesê, as dit U wil is, wil U dit nie dalk doen nie? Want hy weet God kan. Hy het nie 'n twyfel daarin nie. Hy sê nie, kan U hierdie beker wegvat nie? Hy sê, as dit U wil is, kan hierdie beker nie maar by my verbygaan. Die vraag wat ons vra is nie of God kan nie. Ons lê ons voor hom neer, omdat ons weet hy kan. Dis of hy dit nou gaan doen waarmee ons gewoonlik sukkel. So wat ons by Petrus ook leer, waarop fokus ons? Die oomblik toe Petrus vir die storm kyk, toe sink hy. Plek sy kyk net vir Jesus. Ek is oortuig daarvan, en julle weet ook sekerlik nie, as hy vir Jesus bly kyk het, want die Here vra van Petrus, hoekom twyfel jy? Want hy het op die storm begin fokus. Ek en jy moet leer om ons oë af te haal van die storm af. Nou ja,
Ek dink as ek in daai boot was, sou ek heel waarskynlik vir die Here gesê, Here, ek wil graag op hierdie water loop as U my roep, maar kan U net asseblief eers die storm stil maak? Dan is ek bereid om dit te doen. Ons wil graag hê ons omstandighede moet perfek wees en dan dink ons gaan dinge kan gebeur. Maar God gaan nie jou omstandighede noodwendig regstel nie. Hy het nie Jesus se omstandighede verander daardie aand in Getsemane nie. Hy het niks vir hom laat sy stap nie. Nie die gevangenisneming nie, nie die verhoor nie, nie die geeseling nie, nie die kruis nie. God het nie die omstandighede kon verander nie. En Jesus het nie op die storm gefokus nie. Anders sou hy nie gedoen het wat hy gedoen het nie. Kry jou oë van die storm af. Die storm beheer nie die krag van God nie, God beheer die storm. Partykeer dan dink ons maar, net nie nou die regte tyd nie. Ek weet God kan dit doen, maar is nie nou die regte tyd nie. Maar weet jy wat? Oor 'n jaar gaan dit presies dieselfde wees. Die omstandighede gaan dalk vererger nie. Dit is nie vir ons om te sê wanneer is dit die regte tyd nie. Ons taak is om te vra, om te vertrou en om nie op die storm te fokus nie. In Hebreërs 11 het ons nou onlangs gelees daai lang lys van geloofshelde. Nie een van hulle het 'n vangnet gehad nie. Nie een van hulle het dit maklik gehad nie. Deurgaans getuig die skrywer omdat hulle geglo het God vir hulle daardie genade gegee. Nou die laaste punt is weer by Petrus. As ek en jy nie uit die boot uit klim nie, dan gaan die wonderwerk nie gebeur nie. In vers 29 staan daar en Jesus het gesê vir Petrus, kom. En toe Petrus uit die boot klim, het hy op die water geloop om na Jesus toe te gaan. God is almagtig, met alle respek gesê, Jesus kon vir Petrus net uit die boot uit gelig het, maar hy sê vir hom, kom. En ek is oortuig daarvan, Jesus sou daar gestaan en wag het, totdat Petrus uitgeklim het. Hy gaan hom nie magically uit die boot uitlig nie. Ek en jy moet daai stap, daai geloofstap neem om uit te klim. Petrus moes uitklim. Ons gaan nie doen wat die Here van ons vra om te doen, solank ons dit net veilig speel, soos die ander 11 nie. Nee, dit is bietjie gevaarlik, ons gaan nie hierdie ding doen nie, dit is nie veilig nie, die storm het nog nie bedaar nie, ek het nie 'n vangnet nie. Die boot was hulle plan B. Ek gaan hierdie boot vashou. Ek dink ek sou dit ook maar waarskynlik gedoen het. Ek sou vir die Here gesê het, Here, ek wil kom, maar ek kan nie die boot los nie. Maak asseblief nou eers die storm stil. Ek kan nie sonder die boot nie. Ons vertrou baie keer ons eie plan B meer as wat ons God vertrou. Is dit nie waar nie? En die groot mislukking is nie om te sink nie. Die groot mislukking is om nie uit te klim. Dit is wat daardie gedeelte ook vir ons leer. Jy kan geloof hê of jy kan beheer hê, maar jy kan nie albei hê nie. Hoor net weer, ek wil dit graag herhaal. Jy kan geloof hê of jy kan beheer hê, maar jy kan nie albei hê nie. Petrus moes uitklim. Hy moes sy plan B los. Hy moes die veiligheid, die bietjie veiligheid wat daar in daai boot nog was, moes hy agtergelaat het. Die skrywer van Hebreërs 11 sê juis in vers 1, wat is geloof dan? Dit is 'n vaste versekering dat die dinge waarna ons uitsien inderdaad sal gebeur. Dit is die bewys dat God die dinge wat ons nog nie kan sien nie, sal waarmaak. Al is dit nie altyd wat ek gedink het dit gaan wees nie, né? Want ons het ons eie idees, ons het ons eie visie, ons kyk vanuit ons hoek na 'n moontlike oplossing. En die probleem vir baie van ons is, ons wil 'n waarborg hê. Maar dis nie die realiteit nie, dis nie hoe dit werk nie. Jesus het nie vir Petrus enige waarborge gegee nie, hy het net vir hom gesê, kom, klim uit. Jy kan geloof hê, of jy kan beheer hê, maar jy kan nie altyd hê nie. Soms moet jy maar net sê, ek dink, ek
glo, ek vertrou, God roep my om hierdie volgende stap te neem, hierdie volgende ding te doen, die volgende uitdaging aan te pak. Dan sê mense, maar sê nou ek val, sê nou ek maak 'n mislukking, dan staan jy weer op. Wie van ons gaan deur die lewe sonder om te val? In Spreuke 24 vers 16 staan daar, al val die regverdig hoeveel keer, hy staan weer op. Kyk maar na al die voorbeelde in die Bybel, Elia wat gaan lê het, maar hy het weer opgestaan. Jona wat in die see gegooi is, gespring het letterlik om weg te kom, maar hy het weer uitgekom, hy het opgestaan. Al val die regverdige, hoeveel keer hy staan weer op. Ons moet nie so bang wees vir mislukking, dat ons God nie meer vertrou. Dan het ons 'n punt bereik waar ons sê, ek kan dit nie doen nie, maar ek dink God gaan dit ook nie doen. Ek en jy sal uit ons boot moet klim. Baie mense is eintlik diep baie selfsugtig. Hulle voel hulle het hulle eie lewe in hulle greep. Dis hoe ek beleef, dis hoe ek dit gaan doen, dis hoe ek dit beplan het, dis my droom en dit is hoe ek dit gaan doen. Maar wat hulle nie besef nie is dat God baie ander en groter planne vir ons. Ons dink so klein oor die lewe. Ons kan nie die groot prentjies sien nie. Ons kan nie in aanhalingstekens vanuit die hemel sien hoe alles voor ons ontvou nie. Net God kan. Die enigste manier hoe jy God se plan in jou lewe kan laat realiseer is om jou hande oop te maak, vir hom te vra en die beheer oor te gee, dat God die onmoontlike kan doen, want ek en jy kan dit nie doen. So kom ek sluit af. Hierdie boodskap van vandag wil hê ons moet weet dat nie net in Advent nie, dat ons altyd hoop het. Altyd. Ons het altyd hoop, maar ons moet God vra vir die onmoontlike. Ons moet vir hom sê, Here, wat gaan U doen? Nie wat kan ek doen nie. Ons moet ons oë afkry van die storm af, want solank ons op ons omstandighede fokus, gaan ons altyd bewerig wees, ons gaan altyd wankelrig voel. En ons sal moet ontslaa raak van ons eie plan B. Want ons vertrou op ons plan B. Kom ons wees nou maar eerlik. Gaan vir die Here vra, maar ek het my plan B. Nee, Petrus moes uit daai boot uitklim. Hy moes uit sy plan B uitklim. En ons moet alles aan God oorgee. Ons kan nie geloof en beheer hê. Ons moet kies. So glo God, al is dit hoe bitter moeilik en vir ons onsigbaar. Ons moet vir God wys dat ons hom vertrou. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, U is ons hoop, U is ons waarborg, U is ons anker, U is ons plan A. Maak ons vry van ons plan B, maak ons vry van ons denke dat ons self iets kan doen. Ja, ons gaan doen wat ons kan met die krag en met die wysheid wat U ons gee, Here, maar dis nie uit ons eie krag nie. Help ons om nie op die storm te fokus nie. Help ons om nie krampagtig aan die boot vas te klou nie. Help ons om nie te dink ons kan dit beheer nie. Maar om te leef in hierdie vryheid en U rus. U is in beheer. Wees U dan in beheer asseblief, Here. Doen U die onmoontlike vir ons. Want niks is vir U onmoontlik.